Welkom by jou ma se podcast. Is dit nou so 'n podcast? Podsending, wat ook al, waar ons oor die mooi, die lelik, die lekker en die sleg van ma, vrou wees en mens wees gesels uit 'n Christelike perspektief. Ons het vandag ons eerste gasspreker. Ons is nou profpoppers. Nie spreker nie, Pro, spreker nie. Ons is profpoppers. Jy gaan vra, ek voel dit is 'n spreker daar, hè? Ja. Ja, so Letitia kuier vandag saam met ons. En voor ons ewen begin, gaan ons eers bid, maar ek wil ook net sê iets wat ek ervaar het, en ons eintlik ook al bietjie gepraat het vanoggend, is dat baie mense vat ander mense se woorde en hulle staan daarop. En ons wil net sê, ons is ook maar nog besig om 'n pad met die Here te stap. So ons is glad nie 'n autoriteit op enigiets wat ons sê nie. Ons sê net wat die Here ons lei om te sê, wat ons voel die Here ons lei om te sê. Ons deel ons eie uitdagings. So asseblief gaan kyk in die woord, check alles wat ons sê, vergelyk dit met wat die woord sê. Moenie net gaan op wat ons sê nie, spandeer tyd in jou woord en ons is net daar om julle te bemoedig en in community te wees en ook vir almal te laat weet dat ons het dieselfde dinge. Ons was ons vuil wasgoed hier buite sodat julle sin in by die huis alleen kan. Ja. Ja. Dit kan ophang en niemand vir julle se vuil wasgoed lag nie. Ja, net vir ons en lag maar vir ons. Jou lag. Vol Ons oor is- die kolle. Ons is happy Ja. daarmee. Ja, exactly. Okay, so ons tema vir vandag is vergifnis. Marina het baie stukkies vir ons gekry. Maar elke keer is dit pressure van Unai. So wat af sit dan soek ek my Bybelversies dat ek met 'n lys kan kom. Pressure. Sorry. 100%. Sorry, ek gaan my bes Nee, jy is die minste pressure mens op die wêreld. Dankie Marins. Okay, so ek het vir Marina gesê vir aan die begin en vir Letitia, ek het nie regtig versies gekry die week nie, wat vir my weird was, want ek vra altyd vir die Here om versies te gee, net soos om dit te confirm. So dis ook hoekom ek gevoel het ek net daai disclaimer aan die begin sê, want jy weet, as iets van hierdie uit myself uitkom, dan is ek jammer. Maar kom ons bid gou eers, voordat ons begin. Okay, sluit die oë. Here, baie dankie dat ons die voorreg het om as dames hier bymekaar te kom, om u naam groot te maak, om medegelowiges te bemoedig. Dankie vir die dinge wat u in ons lewe toegelaat het, sodat ons lesse kan leer wat weer vir ander hulp kan wees. Vader, raak ons lippe aan, laat ons niks sê wat nie van u afkom nie, laat u woord op vrugbare grond val, en laat dit vrug dra in almal se lewens, 100voudig, Here, in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Christus, Jesus Christus. Okay, so ek het 'n weird droom gehad en ek kon nie alles onthou nie. Ek kon net onthou van geestelike reg en 'n geel blom en dit was die 8de Mei. En ek het dit neergeskryf en net geskryf geestelike reg geel blom en aangegaan met my lewe. En vanoggend toe ek nou tyd by die Here spandeer oor vandag se pod, toe sê ek soos maak ek daar oop en toe sê hy soos dit gaan eintlik oor vandag, soos oor die vergifnis ding. So ek soos okay, ek verstaan dit nie lekker nie, maar we'll go with it. En terwyl ek gestap het, toe praat ek met die Here, so ek soos okay, maar ons is nou naby aan die pot, Here. So jy moet nou ietsie moet nou hier begin gebeur. Ons moet nou ietsie hierso hê om te sê. En hy het 'n paar goed in my gees gedrop. En een van die goed waarmee hy die week, eintlik al 'n paar weke regtig met my besig is autoriteit. So ons as Christene is geneig om net die hele tyd na onsself en ons eie foute en ons eie sondes te kyk en ons is in hierdie proses van heiligmaking. Ons wil by die Here uitkom, maar ons vergeet dat sy opdrag aan ons was eintlik gaan uit en maak disippels. So ons die vyand hou ons soos basically obsessed met ons eie tekortkominge. In 'n plek waar ons onsself nie vergewe nie, waar ons nie grace vir onsself het nie, dat ons nooit ons swaard opneem en uitgaan in die wêreld om ander te gaan red nie, want dit is wat die Here se doel is vir ons. So dis wat ek gekry het oor authority. En waar die geestelike reg inkom, is soos ons op in die wêreld se stelsel is ons so gewoond aan menseregte. Soos
dit is jou reg om water en krag en kyk Eskom maak vir ons baie kwaad want ons het nie elektrisiteit nie. Kan ek net sê, ek spaar lief vir 'n load shedding. Vir alles wat lank is, want dan kan ek nie werk nie. As ek Sorry iets, almal by Mos. Kyk, okay, kom ek net te sê, hierdie was so moes. Nee, maar regtig, Ja, want dit was ja. net 'n tyd wat ek kan nie TV kyk nie, behalwe nou vir mense met sonkrag en vergevorderd in die lewe. Ja. Ek kan nie TV kyk nie, as dit lank genoeg is my rekenaar af, my wifi is af, my foon is baie keer pap, want hy's altyd pap. So ek sit nou oomblik en ek het niks anders om te doen as Bybelstudie nie. En dit is regtig, dit was vir my 'n groot blessing, dan sê ek net so, dankie vir die load shedding. Ek agree. En ek dink dit is ons na elke uitdaging moet kyk. Soos en net om terug te kom na ons tema toe, soos God het alles toegelaat wat in jou lewe gebeur het. Nee, het gaan gebeur. Gaan weer. Dit gaan weer. 'n gaan beertjie en 'n gebeurtjie. En op die ou einde as ons onvergifnis haber teenoor iemand, dan eintlik is hy woede teenoor God, want dit is hy wat op die ou einde dit toegelaat het. En onvergifnis is een van die enigste goed wat Jesus vir ons sê gaan keer dat ons self vergewe gaan word. En iets wat ek net ervaar het was soos moenie dink dat jou onvergifnis die ander persoon uit die hemel uit gaan hou nie, maar dit gaan dalk vir jou. Ja. En wil jy nog vir daai persoon gee? En kyk, ons wil nou nie vergewe uit 'n plek van ek spyt jou en ek vergewe jou nie, maar as dit is waar jy moet begin, laat dit wees. Verstaan jy? Dit is 'n opdrag van God af. Baie van ons is ook soos ek hoor nie God nie. Maar hy het vir jou gesê om te vergewe en jy luister nie. So hoekom sal hy nog verder met jou praat? Verstaan jy wat ek sê? Jy luister nie as hy met jou praat nie. Ek het 'n videoetjie dingetjie gekyk van 'n vrou wat sê ook oor hierdie baie mense wat sê hulle hoor nie God duidelik nie. En toe sê sy as jy hom nie duidelik kan hoor nie, lees hom. Ons het 'n hele Bybel vol van sy woord wat ons weet direk van hom afkom. So as jy hoe meer jy sy voice gaan leer ken in die woord, hoe makliker gaan jy dit herken as hy met jou begin praat. Ja, that's me. Dis waar. Ja. Ek moet sê, mens moet ook vergewe op die regte maniere. Want ek het so 'n paar mense, so 2, wat nou deur my lewe nou wat ek onvergifnis teenoor het. Ek is soos opstandig teenoor hulle en alles en toe het ek nou die kursus gedoen wat ek mee besig is. En in die begin was dit okay, ek vergewe jou, whatever, ons gaan aan. En dan daai volgende dag kom die gees van opstandigheid en hy soos jy sal onthou. Jy sal onthou. Dan het ek nou weer hierdie hele bekleierery in my brein, my narrator wat met my praat en dan sê ek soos, okay, ek het jou vergewe, maar ek het nie. En toe nou die dag toe ek fisies gegaan en ek het gaan neerskryf. Wat het die persoon gedoen? Hoe het daai persoon my na myself laat kyk en laat ek basies slegter voor myself en ek het daai neergeskryf en ek het daar so 'n hele ding neergeskryf en Here, vergewe asseblief die persoon vir dit en dit, maar vergewe vir my ook omdat ek so opgetree het en toe ek nou alles net so vir die Here gee, toe voel ek ligter. En ek is 'n toetser. Nee, so daai volgende dag toe ek soos, okay, ek gaan nou aan hierdie persoon dink. Kom ons toets dit. Wag vir daai negatiewe gedagtes, kom. En dit het nie gebeur nie. Ek het nie negatiewe gedagtes oor die persoon gekry nie. Ek het actually begin jammer voel vir hulle. Ja. So toe ek soos, okay, ek moes daai hele ding deurgegaan het om alles te gaan neerskryf en eintlik dit heeltemal deur te werk voor ek regtig kon gaan vergewe het. Ja. So dit was baie cool. Dit is baie cool. Ek dink ons God is ook soos 'n note-taking God. Dit sê in die woord soos hy het boeke oor ons lewens geskryf en ek vind ook soos met die drome en goed.
dit help my as ek dit neerskryf in die eerste plek om dit te onthou en in die tweede plek is dit asof ek meer clarity kry soos wat ek dit neerskryf. So daar's definitief 'n anointing ook in om jou gevoelens en jou goeders fisies neer te pen. Dis hoekom ons so baie skrywers in die Bybel is. Ek meen, kyk, dis wat Dawid gedoen het. Hy het basically die goed wat deur hy gegaan het hy neergeskryf en hoe pragtig is Psalms nie. En dit is ook soos basically, dit doen ook vir my wat ek voel ons goal is met die podcast is om vir mense te laat weet, jy is nie die enigste een wat deur hierdie goed gaan nie. Dawid het, ek meen as koning Dawid deur dit gaan en okay wees, nog steeds 'n man na God se hart wees, dan kan ons ook okay wees, dan so dis encouraging vir my. Wil jy vir ons een van jou 3 versies speel? Maar eers moet ek sê, dit is al wat ek kan onthou van my notas in my boekie wat weggerok het. Dit is die feit dat ek begin het en ek my eerste gedagtes was vergifnis het vir my 2 dele. Dit is om vergifnis te gee en dit om te ontvang. So as iemand vir jou sê ek is jammer en ook as jy jammer sê. En die eerste wat my opgekom het is hoe aanvaar ons dit en hoe gee ons dit? So wat is die gesindheid en waarmee ek dit gee en ontvang en wat is my optrede as ek dit gee en ontvang? Want baie mense as ek jammer sê of ek dink dis is oral so dan vir my kinders en my kinders vir my jammer sê fyn doop. As my kinders vir my jammer sê, ja, dan is dit so, ja, maar ek vergewe jou, maar onthou maar nie dit wat en ek meen wat doen God as hy ons vergewe? Hy sê ek sterf van die kruis vir jou en ek dink nie meer aan jou sondes nie. Dit is oor en verby want jy het nou jammer gesê, gaan en sondig nie meer nie. Hou net op daarmee. Maar ons is nog geneig om te sê, onthou jy 5 jaar terug, toe jy nie vir my 'n blom gekoop het Valentynsdag nie, ek is eintlik nog steeds kort. So nou doen jy iets en nou dink ek terug. So ek dink dis die een ding. En dan hoe ons vergifnis gee, want ek dink baie keer, ek het nou eendag iets gekyk, toe sê die vrou, baie keer moet ons vergifnis gee, al verdien die persoon dit nie. En ek dink ons is hoogheilig, want ek het baie keer ons ek weet ek moet jammer sê, maar dit was nie my skuld nie. En dit was ook nie God se skuld nie. En hy het ons steeds aan daai kruis vir ons gesterf en net daai, ek dink mense moet baie keer daaroor dink, is oor hoe gee ek vergifnis, hoe vergewe ek iemand en hoe ontvang ek iemand as iemand vir my kom sê hulle is jammer, sonder om uit die hoogte uit te kyk, net dit aanvaar en met liefde te vat. So ja. My versies, okay, ek gaan eers my versies soek. Ek dink ook baie keer is ons kwaad vir iemand en hulle weet dit nie eers nie. En dit is binne jou. Hulle weet dit nie, so hulle gaan net aan soos normaalweg en jy soos dit pla hulle nie eers exact nie. En as jy net soos dan jy vies. Maar dis die ding soos jy, so, hulle kan nie vir jou vergifnis vra nie want hulle weet nie daarvan nie. So jy moet dit met jouself uitstryd ook en met die Here. Dit gaan op die ou en gaan vergifnis oor jouself. Dit gaan nie oor daai persoon nie. Want dit is jy, soos wat jy sê, daai persoon gaan aan met hulle lewe, hulle weet nie eers wat se gedagtes of wat ook al jy haber nie. Dis jy wat jou hart 'n moordkuil maak. En wat so cool is van wat jy nou gesê het van met ons kinders byvoorbeeld, God het vir my gesê, of soos een van die goed wat ek ervaar het terwyl ek gedrag het, was unforgiveness is the enemy of truth. Want wanneer ons so vergewe soos wat jy sê, soos ek vergewe jou, maar onthou soos en ek doen dit ook met my kinders, to be honest. Soos ek dink ouers oor die algemeen is, maar dit is ook vrees, want jy is so bang daai kind van jou hou nie op met hierdie gedrag nie. Anyway, en naderhand is dit op 'n plek dan wanneer hulle tieners is, dan praat hulle nie meer met ons en dan sê hulle met waarheid vir ons nie, want ons het nooit daai space vir hulle gegee waar daar net regtig forgiveness is. Ons wil hulle altyd nog teach in plaas van om net te sê ons accept, verstaan, dit is nie reg nie, it happened, go forth and sin no more. So dit is ook iets beslis wat ons by die Here moet leer. So, moet ek 'n Bybelversie lees? Doen 'n Bybelversie. So ek het letterlik gaan soek vergifnis en ek het iets gevat wat vir my mooi was. Okay, ons is So die eerste keer is Handelinge 26 vers 18. Om hulle oë te open dat hulle hul van die duisternis tot die lig gaan bekeer en van die mag van die Satan tot God, sodat hulle deur die geloof in my vergifnis van sondes en 'n erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang. En dan, ek wonder of dit nou die volgende stukkie is. Ek gaan die volgende enetjie ook lees en dan kan ek net sê wat ek onthou ek het alles lees, ek nie van een van hierdie stukkies nie, en dan die volgende was Psalm 130 vers 3 stop. Jy gaan aan my aardappels brand.
Psalm 130 vers 3 tot 8 sê, as U Here die ongeregtighede in gedagtenis hou, wie sal bestaan? Maar by U is vergewing, dat U gevrees mag word. Ek wag op die Here, my siel wag en ek hoop op sy woord. My siel wag op die Here, meer as wagters op die môre, wagters op die môre. Wag op die Here, o Israel, want by die Here is die goedertierenheid en by hom is daar veel verlossing en hy self sal Israel verlos van al sy ongeregtighede. Ek dink ons dalk by die boonste ene, maar Handelinge 26 vers 18 as ons 'n bietjie verder lees, waar dit gaan oor vergifnis gee vrede. En daai was vir my 'n groot ding, want dit maak my so ongelukkig as jy iemand nie vergewe nie, of as jy weet jy het nie vergifnis gevra nie, daai dit dat jy heeltyd so pla en jy het nie vrede nie. Jy het nie vrede nie en elke keer as jy so wat jy gesê het, as jy aan die persoon dink, is jy so kwaad, so geïrriteerd en dan's my hele dag sommer omgekrap. En dis net omdat jy nie daai jy vergewe, want wat vat dit van ons? Ek het gister dit op RSG en ek luister nooit RSG nie. Ja. Jammer, maar as my kar is altyd op RSG in 'n geval. Toe praat hulle oor vergifnis en ek kon dit nie glo nie. En baie interessant, die vrouens was almal van die wat gesê het ek vergewe maklik en die mans is bietjie moeiliker om te vergewe. En toe het een vrou gesê, wat vat dit van my om jammer te sê en om iemand te vergewe? Dit vat niks van ons nie, dit gee net vir ons vrede. En dit is nie die rede hoekom mense dit moet doen nie, want ons is veel meer, maar daai vrede is iets wat ek voel, mense is definitief Yes, agreed. Vrede is everything. Ons Prince of Peace. So, wanneer ook al ons nie vrede ervaar nie, kan ons maar weet ons is nie besig om in sy koninkryk te operate nie. Ek is ook 'n Pharisee. Skeers So ek het Romeine 8 vers 26. En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. So as jy nie weet wat om te bid nie, kan jy net vir die Gees vra om vir jou te wys wat om te bid. En dan kom ons gedagtes op soos wat ons nou gepraat het en Jonay nou gesê het. En dan weet ons moet vir dit bid. Thank you Holy Spirit. Soos ons het regtig soos 'n onuitputbare bron van inligting, kennis, wat is dit, raad, mag, kennis, vrees van die Here. Alles wat ons nodig het ons reeds. Ons moet net leer om vir die Heilige Gees daarvoor te vra. Basically is ons hele geloof geskoei op vergifnis. Soos dis waarvoor Jesus aarde toe gekom het en gesterf het vir ons om vergewe te word. Want sonder forgiveness is daar nie 'n relationship nie. En wie is ons dan om nie te vergewe nie? As dit is waarvoor ons koning, ons God bereid was om 'n mens te word en dood te gaan in daai kruisdood, letterlik nog in die posisie wat ons is, soos dis after the fact wat ons wil vergewe. Die persoon het jou 'n jaar, 4 jaar, 5 jaar terug seer gemaak. Ons koning was aan die kruis gehang, hulle het op hom gespoeg, hy het 'n doringkroon aangegaan, hy was in excruciating pain en hy het in daai pyn gesê vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Verstaan jy? Dit is goals. Dit is waar ons moet probeer om te wees. En ek dink net soos elke keer want dit is maklik, even offense, want offense verander in bitterheid. En dit word naderhand soos jy haber dit. So dit is so maklik. En as jy dink aan die mense wat jy die meeste offend, wat jy die meeste seermaak, dit is jou familie. Dit is die mense vir wie jy die liefste is. Daar's geen hegte verhouding waar jy nie iewers gaan moet vergewe nie. So weer eens, no forgiveness, no relationship. En dis waarvoor Jesus gesterf het, sodat ons 'n verhouding kan hê met hom eerste, maar ook met mekaar. Want as ons dink soos ek weet nie van julle nie, maar ek hoor dit as my kinders beklei. Soos dis regtig vir my nie 'n lekker experience nie. En dit is 'n algemene experience. Ek dink die Here het dit ook so bestem sodat ons kan sien hoe hy voel. Verstaan, want jy ken elke kind van jou se hele agtergrond. Soos wat God ons hele agtergrond ken. So jy weet hoekom reageer hierdie een so en daai een so. Hulle sien nie daai van mekaar nie, maar ons weet. En dis dieselfde vir God, soos hy weet, hy ken jou pyn. Hy verstaan hoekom jy sukkel met dit en dat. En hy wil net hê soos vergewe net daai bra.
Ek weet, ek stem nie saam met wat hy gedoen het nie. Ek is daar by jou en ek dink dis die geel blom en die geel blom is 'n simbool van God se teenwoordigheid. Ek was daar by jou, ek was daar saam met jou. Dit was ook nie vir my lekker nie, maar vergewe hom sodat ek en jy verder kan gaan. Hoe sal jy eerder 'n mens, 'n gevoel wat jy teenoor 'n mens het, haber en dit wat jy saam met God kan hê, prys gee daarvoor. Ek soos no way, no how. Here, wys my of ek moet vergewe. Ek doen dit asseblief. Ja. En ek dink ons grootste werkie wat ons hier op aarde moet doen is om liefde te gee. Baie mense ken ook nie eintlik liefde nie. En jy kan nie liefde gee as jy dit nie in jou hart het teenoor ander nie. Exactly. Ja. Jy kan nie liefde gee as jy nie liefde van Jesus in jou hart het. Soos ek dink ek en jy het nou die dag daar gepraat van hoe warped ons idee van liefde is totdat jy regtig 'n pad met die Here begin stap en begin besef maar correction is deel van liefde. Vir my om vir jou te sê hoor hierdie wat jy doen is nie goed vir jou nie. Dis liefde. Om te sê nee alles is okay, alles dis nie liefde nie. En dis die wêreld se idee van liefde. En die feit dat hy bereid is om vir ons te sê vergewe, moenie dit soos moenie goed teen ander mense hou nie. Dis liefde. Hy werk aan ons. Hy vat ons nes ons is, maar hy los ons nie nes ons is nie. Ek dink dis wat jy gesê het, ek ben hy die grootste liefdesdaad en ek dink toe ek op pad hierheen is, toe kry ek net so gevoel of so voel dit vir my is vergifnis liefde. Dis maar dieselfde ding en dit gaan oor hoe mense dit gee en vat en dit gaan oor sy groot daad. Dis alles wat ons dit is net liefde. Hoe gee ons dit met liefde? Hoe ontvang ons dit met liefde? En ek dink dit som dit op want dit was die grootste liefdesdaad vir dit vir my nog wat al was. En dit is wat hy ook sê soos in die Nuwe Testament, ek is seker in wat sy boek nie sê, dit is hoe julle sal geken word as aan julle liefde. Soos as jy 'n disipel, jouself as 'n disipel van Jesus identifiseer, dan is dit waaraan jy geken moet word. En soos wat jy sê, dis vergifnis. So, veral met hemelvaart, hoe cool is dit dat ons nou op hemelvaart toevallig was nog iets wat ek gedink, soos hy het gesê, want daai versie van, hy het op die wolke opgegaan en hy kom weer so terug, is op almal se status, so ek het dit nou so 6 keer, en ek stuur dit, want ek het vergeet is hemelvaart, en ek stuur vir my niggie, ek soos, dis al die 3de keer wat ek hierdie versie kry. Sy soos, dis hemelvaart, so ek het dit geklik, net nadat ek my boodskap gestuur het, en dit gebeur mos altyd so. En toe besef ek net soos hy kom weer terug op die wolke. En ek gaan nie dat wat enige ander mens aan my gedoen het keer dat ek saam hom opgaan nie. Nee, ek sal nie. Dit is jy vergewe nie vir ander mense, jy vergewe vir jouself. En ek dink die ander ding is ons redeneer dit vir onsself uit. En dis nou toe ek na die versie wat ek nou my volgende versie is. Ons redeneer dit vir onsself uit. Ek gaan nie hierdie persoon vergewe nie want. En logies, baie logies. Baie logies want dit maak net sin. En ek sal nie meer met hierdie persoon praat nie en hierdie verhouding kan maar tot niet gaan en dis hartseer want dis familie, dis boeties en sissies en niggies en neefies en ouers en kinders en dit maak soveel skade. En net want ons kan nie ons logika en ons brein stop ons. En dan hoor hierdie is dan in Efesiërs 1:7 en 8. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand. Hy het dit oorgedink en hy het dit nie net gesê okay, ek gaan dit in nie. Hy het daaroor gedink en hy het dit alles uitgewerk. So hou op om jy te dink jy redeneer reg, jy redeneer nie reg nie. Die Bybel is reg en as God dit gedoen het en hy was sondeloos, hy was vlekkeloos, hy was die perfekte offer en hy het gegaan en gesê ek sterf vir julle sonde, ek vergewe julle vir julle sonde sonder dat julle eers my jammer sê. Ja. Verstaan jy? En wie is ons om te sê ek gaan jou nie vergewe nie want onthou jy 3 jaar terug. En jy berou nie. Waar's jou berou? Jy's jou berou. Moenie jou eie gedagtes glo nie. En jou belydenis, verstaan? Ons is die Here het nie gewag vir jou belydenis voordat hy afgekom het om aan die kruis te sterf nie. So en dit is God se hart vir ons is eenheid as 'n liggaam.
En soos obviously, ek dink dit sal die Here se best lie wees as elke liewe persoon op aarde gered kan word. En even me, my best life, maar dit is eenheid, want ons is so besig om onder mekaar te stry en aan ons eie wonde te klou, dat ons nie bereid is om mense te reach wat die Here ons wil gebruik voor nie. En totdat ons nie in eenheid kom nie, en weer eens, sonder vergifnis is daar nie eenheid nie. Dink maar aan selfs 'n huwelik, soos ons almal gaan deur daai ups and downs, maar jy moet maar vergewe in daai down, want anders gaan daar nie weer up wees nie. En ek het net oor en oral gesien die waarde van vergifnis, want die plek wat jy kom na vergifnis is altyd dieper en mooier as wat dit was, selfs voor dit. Ja. En as daar nie daai vergifnis is nie, weer eens is daar nie plek vir eerlikheid nie, want ons almal maak foute en ons almal gaan altyd foute maak, maar hoe meer eerlik jy kan wees, jy voel jy kan wees, omdat weer die ander persoon het 'n hart vol genade, hoe makliker word die journey. Ja. Het jy nog 'n versie? Nee, ek dink nooit aan daai versie. Sorry, ek het hom nie, maar gaan daar iemand wat gesê het van die vrou wat hulle wou stenig, toe sê hy dat die een wat sonder sonde is, die eerste klip gooi. Net dat hy ek meen so is hier niemand oor wat jy wil ontmoet het. Wat? Ja. Dis net vir jou interessante feit. En toe kon niemand 'n klip gooi. Weet jy wat so ook van cool van daai versie? Dit sê dit van die oudstes na die jongstes het hulle weggestap, want jy weet mos hoe prideful is jy as jy jonk is. Soos jy dink nie jy het enige, eers as jy ouer en bietjie wyser is, dan jy soos, maar okay. Nee, wag 'n bietjie. Hierdie was dalk nou. Ons baie jonger is wat kan klippe gooi. Ja. Die armpies van my is moeg. Genoeg klippe gegooi. Ja, so dit is net soos weer 'n teken van maturity. Help jou om te besef hoe flawed jy eintlik is. En ons almal is so flawed. En dis okay. Dis hoekom ons Jesus nodig het. Maar moet jy dan nie kom as 'n flawed individual en pristine perfection van iemand anders verwag nie. Want dit is waar onvergifnis vandaan kom, self-righteousness. Jy kan nie kom soos 'n vergietes met gaatjies in nie. Exactly. Kyk daai gaatjie. Maar ek het minder gaatjies as jou. Ek is 'n ongeruste vergietes. Ek het net een groot gaatjie. Ek baie gaatjies. Maar die lig straal. Dis wat jy net sê. Dit is juist wat God gebruik om die gaatjies en hy maak 'n meesterstuk. Ja. So sê jy kan 'n tuin afgedraai vergietes. Ja, en 'n potjie. En geel blommetjies laat plant. Yes. Geel blommetjies. Ja, en soos gaan jy Letitia? Ja, ek weet so ons alreeds is amazing vergietes. Ons is extraordinaire. Die versie wat ek wat wel by my opgekom het was so ding wat ek geluister het van Francis Caan waar hy ook praat oor eenheid spesifiek in die liggaam juis ook om mense te gaan red. En waar hy sê daar waar die Israeliete voor die Rooi See staan, hulle so bang en dan sê Moses vir hulle the Lord will fight for you, all you need to do is be still. En ek dink baie keer stem onvergifnis van die plek af soos jy wil hê daar moet nagevolge wees vir wat daai persoon gedoen het. En ons vertrou nie vir God om die regte ding te doen nie. So dit is hoekom vergifnis is op die ou einde ongeloof. Dis eintlik wat dit is. En hy gaan die regte ding doen. Soos almal dra die nagevolge van hulle sondes, tensy hulle dit opreg bely. God is nie 'n mens dat jy hom in die bos kan lei nie. Verstaan? Hy gaan die regte besluit maak. Hoe vinniger jy uit sy pad uitkom, hoe beter vir jou eie lewe en almal om jou se lewe. Of in sy pad kom. Ja, in sy hart kom. Ja, agter hom nie voor hom. Want ons wil voor hom stap en sê, sien jy hierdie ou? Nee. Maar wag. Wag ons nog. En dan partykeer dan klap hy jou net so kant en sê kom net uit my pad uit. Ja. En dit is in genade. Dit is soos ek moet sê deesdae is dit wat ek die meeste van hom waardeer, is die kere wat hy my bewus maak van wat ek verkeerd doen, sodat ek weet, want hy sê hy tugtig die wat hy liefhet en ons moet leer om tugtiging as liefde te ervaar en ons moet dit ook vir ons kinders leer.
En dit maak jou sterker om die hele tyd komplimente te kry. Dit streel jou ego vir 'n sekonde, gee jou dalk 'n groot kop, maar dit maak jou nie 'n beter of sterker of gelukkiger mens nie. So ja, vergewe en vergewe jouself ook. Ja. Is dit vir vandag julle? Ja, ek is spoorloos. Okay, stom geslaan. Latish, het jy nog iets? My lysie is lank. Nou 'n bietjie gaan bid by die huis. Dan skryf ek nie. Ek gaan definitief dit doen. Ek sit daar so asof ek het baie mense wat ek moet vergewe en ek myself en baie mense wat ek vergifnis voor moet vra. Maar dit is die journey waarop ons is. Exactly. Ja, so. En God het genade vir ons ook en die genade gee ons ook die krag om al daai goed te doen. Yes. Okay, so dis dit vir die week. Ons sien julle weer wanneer ons julle sien, hoor hoe ook hulle podcast. Totsiens werk. Bye julle. Bye. Bye.